Nou ja, hierdie is 'n heruitsending van Sondagoggend se diens, want die diens was nie goed opgeneem nie. So ons probeer dit weer, so vir almal wat hierby inskakel, baie welkom. Vader, ons gebed is dat ook met hierdie geleentheid, dat U naam verheerlik word, dat ons onsself kan onderwerp aan U inspraak, U Gees toelaat om deur ons in ons te spreek. En ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons het die afgelope tyd is ons besig met hierdie reeksie, wat ons noem die evolusie van ons kennis. Nou waar kom dit vandaan? Ons het 40 jaar gelede, het ons die boodskap van God se geregtigheid, as dit ware ontdek. Ons het anders groot geword. Ons het groot geword met sondaarskap, en die beeld dat ons in sonde ontvang en gebore word, en daar het vir ons 'n verandering gekom, en as ek dit net vinnig kan gaan haal, was die beginsel, kom eintlik van 2 Korintiërs 5:21 af, wat Paulus skryf, hy sê, God het hom, sy seun, wat geen sonde geken het nie, Jesus, wat geen sonde geken het nie, het God sonde gemaak vir ons, met ons sonde, sodat ons kon word die geregtigheid van God in hom. Dis 'n afgehandelde saak. Jesus het gesê, dis volbring, en daarom in Jesus se opstanding het ons 'n nuwe identiteit gekry, en dit verander die totale scenario van ons lewens, waar ons vasgehou het aan Psalm 51, want daar staan geskrywe, dat Dawid sê, ek is in sonde ontvang en gebore, en daardie in sonde ontvang en gebore, is 'n beeld wat ons deurgetrek het in ons godsdienstbelewenis, in die Christen godsdienst, in meeste Christelike kerke, wat vandag nog staan, want daar staan geskrywe. Daar staan ook geskrywe in Romeine 3:23, dat almal gesondig het en die heerlikheid van God ontbreek. En in Romeine 5:12, dat deur die misdaad van een van Adam sonde in die wêreld ingekom het, deur die sonde die dood, en die dood tot almal deurgedring het, omdat almal gesondig het. So, dit is wat geskrywe staan, maar nou moet ons onthou, toe die Satan Jesus versoek het, en hy nie hond daaraf kon maak nie, het hy die skrif aangehaal, deur vir Jesus te sê, spring van die tempel se dak af, want daar staan geskrywe. En want elke keer het Jesus hom geantwoord, met elke versoeking het hy gesê, daar staan geskrywe. Nou gebruik die duiwel teen hom, dieselfde argument, hy sê, daar staan geskrywe. Dan antwoord Jesus hom en sê, daar staan ook geskrywe. Dit lees ons in Matteus 4 en Markus 4 en Lukas 4, met die versoeking. Nou, so wat staan ook geskrywe? As daar in Psalm 51 staan, ons is in sonde ontvang en gebore, dan sê 1 Petrus 1:23, sê ook, ons is nie meer gebore uit die verganklike saad nie, maar ons is van bo gebore. Ongelukkig gebruik ons vertaling die woord wedergeboorte daar, dis nie wat daar staan nie, daar staan anagenau, van bo gebore. Ons is van bo gebore, deur die onverganklike saad, deur die lewende woord van God wat in ewigheid bly. En Jesus is daardie lewende woord. En so verander dit 'n paar goed. Waar ons in sonde ontvang en gebore was, is ons nou, nadat Jesus opgestaan het, is ons nie meer sondaars voor God nie, maar wat skryf Paulus aan die Efesiërs 5:25, hy sê, hy het homself vir ons oorgegee om ons te heilig, te reinig, te verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar sonder gebrek en heilig voor God te stel. So nou lyk ons bietjie anders, as in sonde ontvang en gebore. Romeine 3:23 het gesê, almal het gesondig, en het ontbreek hulle die heerlikheid van God. Paulus beskryf die toestand van die mens, as gevolg van Adam se misdaad, beskryf hy van die mens voor die kruis. Na die kruis kom vers 24 van dieselfde Romeine 3 in werking, wat sê, en hulle almal wat gesondig het en die heerlikheid van God ontbreek, word sonder verdienste geregverdig deur die offer wat daar in Christus Jesus is. So, sien jy hoe dit verander? Waar die skrif gesê het,
Deur die misdaad van een het sonde in die wêreld gekom, deur die sonde die dood tot alle mense deurgedring het. Omdat almal gesondig het, sê dieselfde hoofstuk, Romeine 5 vers 18, net soos deur een misdaad, die van Adam, dit vir alle mense was tot veroordeling as sondaars, as in sonde ontvange gebore, as jy wil. Hy sê, is dit deur een daad van geregtigheid, die van Jesus Christus, vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. So waar die sondaarskap vir ons skuldig bevind het, dat ons sondaars is, was ons in die moeilikheid. Maar waar ons die geregtigheid van God verstaan, besef ons is verlos. Daarom sê die profetiese woord in Jesaja, hy sê, ek delg julle oortredinge uit soos 'n nevel en jou sonde soos 'n wolk, keer terug tot my, want ek het jou verlos. So ek kan terugkeer, want ek is verlos. Dis nie dat ek verlos moet word nie, ek is verlos, ek is so gebore. Die sondaarskapmodel het ons met vrees gelaat, want as ek skuldig is en 'n sondaar is, wat is my eindbestemming? En die eindbestemming sou dan hel wees. En dit het my in vrees gedompel, en in daardie stelsel moes ek tot bekering kom, en my sondes bely, Jesus aanneem, om sogenaamd dan weergebore te word. Maar nou sien ons 'n ander scenario. Ons sien, in plaas van vrees, sien ek, Jesus het my so lief gehad, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. En nou het hy my verlos, en dit gee vir my vrymoedigheid, as ek dit verstaan, gee dit my vrymoedigheid, en dan kry bekeer sy ware betekenis, waar bekeer, die oorspronklike woord vir bekeer is metanoio, is om te dink soos God dink. Hoe dink God? God sê, ek sien 'n nuwe skepping as ek jou sien. God sê, ek sien jou heilig en rein en sonder vlek of rimpel sonder gebrek. Hoekom? As gevolg van die opstanding van Jesus. Want Romeine 4:25 het baie mooi gesê, hy is oorgelewer ter wille van ons misdade of as gevolg van ons misdade, en hy is opgewek as gevolg van, ter wille van ons regverdigmaking. So Jesus kon nie opgewek word voordat die prys nie betaal is om my en jou en elke mens voor God te regverdig nie. Ons het die vraag eenvoudig gevra, ons gesê, as Jesus vir my sonde gesterf het, waar was ek toe hy gesterf het? Ek het nog nie gelewe nie. Maar ek besef, ek het as 'n sondaar by die kruis aangekom. Ek was ingesluit in die mensdom, wat by die kruis aangekom het as sondaar voor God. En ek kan nie sy vergifnis aanvaar as ek nie kan erken dat ek dit nodig het nie. Dis waaroor 1 Johannes 1:8 sê, hy wat sê dat hy nie gesondig het nie. Hy wat sê dat ek nie 'n verlosser nodig het nie, hy mislei homself, die waarheid is nie in hom nie. Maar dan kom vers 9 van 1 Johannes 1 en hy sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig, asof ons sondes moet bely om vergewe te word. Maar nou sien ons, die vergifnis was reeds voor Jesus se opstanding. Daarom kan Paulus skryf aan die Kolossense, hy sê, julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle die misdade vergewe het, verlede tyd, vergewe het, en die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vyandig gesind was, uitgedelg het, deur aan die kruis vas te naal. Dit het gebeur 2000 jaar voor ek en jy gebore is. Toe was ons ingereken in die proses wat Jesus ons skuld moes dra, ons sondes moes dra, sonde moes word, om ons voor God regverdig te stel. En wat dit beteken geregtigheid? Dit beteken om voor God te kan verskyn, heilig en rein en sonder vlek of rimpel sonder gebrek. Dis die beginsel, dis wat ons geleer het. So, waar die woord bekeer, die Engelse woord geword het, repent, wat kom van die Latynse valse verklaring van die woord metanoio, wat beteken om soos God te dink, kom die woord repent of penance, dis die Latynse woord, penance is om boete te doen of boete te betaal, repent is om aan te hou betaal. So jy kan sien, hierdie stelsel is die mens moet betaal, hy moet betaal, een van die betaalmiddels is om te bely, is om te sê, Here, ek het so, en toe ek so, en toe ek so, sal hy my vergewe. Terwyl die Here by herhaling sê, 3 maal, eenmaal in Jeremia 31, en dan weer in 2 keer in Hebreërs
8 en Hebreërs 10, sê hy, aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie. Hoekom nie? Hy het die skuldbrief uitgedelg, om nie weer daaraan te dink nie. So, die sogenaamde wedergeboorte, waarvan ons geleer het, is wat Jesus van praat in Johannes 3 vers 3, as hy sê, tensy iemand van bo gebore word, dis waarmee dis wat daar staan, genau anathen, van bo gebore, tensy iemand van bo gebore word, kan jy die koninkryk van God nie sien nie, kan jy nie sien dat God se plan was, die droom was, van die begin af, dat die mens moet heers op hierdie planeet nie, dat hy het vir die mens gesê, onderwerp die aarde, en heers daaroor, dis koninkryk. Wedergeboorte is verkeerd verstaan deur Nicodemus en daarna deur die sondaarsmodel, en dit het gesê, as ek Jesus aanneem, dan sou ek dan nou wedergebore wees, terwyl die wedergeboorte waarvan Johannes 3 praat, is eintlik om van bo gebore te wees, is 1 Petrus 1:23. 1 Petrus 1 vers 3 bevestig dit, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons die wedergeboorte, die geboorte van bo geskenk het, deur die opstanding van Jesus, uit die dood uit, as sy lewende hoop. So nou verstaan ons dat, as ons regtig begin dink soos God dink, wat sê God? Ek het jou geregverdig, my bloedoffer het vir jou betaal. As ek dink soos God dink, dan kan ek met God saamstem. Belydenis is om met God saam te stem, en saamstem, homo en logos is een met wat God sê. Nou stem ek met God saam, en wanneer ek met God in ooreenstemming kom, dan gebeur geesgeboorte. Dis die wonderwerk waar God se gees in die mense kom woon, want die mense is nou voorberei deur Jesus se offer, sodat die Heilige Gees van die Heilige God weer in hom kan kom bly. In plaas daarvan dat ek volgens die godsdienstmodel met my werke sekere goed moet doen om in God se goeie boekies te wees, het ek nou intimiteit met God, en ek hoef nie te doen nie, ek kan maar net wees. Ons het baie daaroor gepraat, ek wil dit nie herhaal nie. Uiteindelik bepaal dit, het ek gesag, 'n sondaar het nie gesag nie. Maar iemand wat die geregtigheid verstaan, is bemagtig met gesag. So dis die agtergrond. Nou, wil ons vanmôre, of vanmiddag, of wanneer ook al, wil ons praat oor die konsep van wees in beheer. Ons hoor, ons het die term gebruik, soveel keer, ons hoor dit vandag, in Christenkringe, ons sê, die Here is in beheer, die mense het liedere daarvan gemaak, die Here is in beheer. Die vraag is die Here in beheer? Kom ons kyk. Ons het die twee modelle, die sondaarsmodel en die geregtigheidsmodel. Ons het gesê, daar is geskrywe, dat die mense sondaar is, dit het ons nou hanteer, maar daar is ook geskrywe, en nou moet ons besluit, as Jesus sê, daar is ook geskrywe, dan moet die ook geskrywe, moet die stelling van die daar is geskrywe verander. Dit moet hom eintlik kanselleer. Aan die ander woorde, as daar staan, almal het gesondig, dan ontbreek die heerlikheid van God, en vers 24 van Romeine 3 sê, en hulle almal word sonder verdienste geregverdig, dan vervang die geregtigheid van, wat vers 24 van praat, vervang die sondaarskap van vers 23, net soos Romeine 5 vers 18, die geregtigheid, die sondaarskap van vers 12 vervang, en dit is die vervanging wat ons moet raak sien. Nou moet ons raak sien, dat toe Adam gesondig het, wat was God se wil? Dis die belangrike ding hier. Wat was God se wil toe Adam gesondig het? Waar was God toe Adam gesondig het? Want die stelling, God is in beheer, daarin is ook vervat, dat wat gebeur, is God se wil of toelating of toedoening. Nou, wat was God se wil? God het duidelik vir Adam gesê, moenie eet nie. Moenie eet van daai boom, het gaan jou die lewe kos. Maar nou moet ons verstaan, God is liefde, en liefde gee vir ons 'n keuse, en daarom moes God Adam toelaat om 'n keuse te maak, anders was die liefdesverhouding dit nie. God stel belang in 'n liefdesverhouding, hy het die mens uit liefde vir liefde gemaak, vir 'n liefdesverhouding. Nou kom Adam, en Adam oortree daai reël, hy breek die verhouding.
Hy tree in verhouding met die leenaar, wat vir hom 'n rad voor die oë draai, wat sê, jy moet eet om soos God te wees, terwyl hy klaar na God se beeld en gelykenis geskape is, vir verhouding met God, sodat hy met God in hom, saam met God kan wandel, saam met God kan heers. Dit was God se droom. So nou sien ons, dat God se wil was nie dat Adam eet nie, maar God laat hom toe om sy keuse uit te oefen. Hy maak die verkeerde keuse. En wat sê God? God sê, Adam, omdat jy dit gedoen het, vervloek is die aarde om jou ontwil. God vervloek nie die aarde nie. Jakobus sê dit baie mooi, en die Hebreërskrywer ook, sê, Jesus Christus gister en vandag en altyd dieselfde. Jakobus sê, by hom is daar geen verandering of skaduwee van omkering nie, Jakobus 1:17. So God verander nie, God sê nie vandag en môre vloek hy nie. Wat God gesê het, toe hy sê, vervloek is die aarde om jou ontwil, sê hy, die aarde het onder 'n vloek gekom, want hy is nou onder nuwe bestuur. Want, God het aan Adam die heerskappy gegee, en hier kom dit nou. Die vraag is, wie is in beheer? Ons het gesê, die sondaar is gesagsloos. As ons die sondaarmodel het, dan verstaan ons, dat uit die sondaarmodel ons sê, die Here is in beheer, want die mens het geen gesag nie. Dis die probleem. En ons sê dan, alles wat gebeur is God se wil en toelating, of toedoen, en daarom troos ons mense en sê, God het die mooiste blommetjie kom pluk, hy het iemand in die hemel nodig gehad, hy het hom opgeroep vir hoordiens, en die tragedie beskryf ons aan die hand van, God het 'n plan daarmee, dit moet God se wil wees, ons kan nie God se wil verstaan nie, kan jy sien al die argumente wat ons gebruik, terwyl, wat is die waarheid? Die waarheid is sê, God sê vir Adam, onderwerp jy die aarde en heers daaroor. God in sy soewereinheid almag, het sekerlik die reg, om sy gesag te delegeer na Adam toe. Hy gee vir Adam die gesag, so wie het nou die gesag? Adam. Die vraag is, hoekom het God nie die vrug uit sy hand uitgeklap nie? Die antwoord is, God is liefde, en God wil 'n liefdesverhouding hê, en liefde is 'n keuse, en daarom dat God nie met sy keuse inmeng nie. Dis liefde, wat nie inmeng met 'n keuse nie, want God soek spontane keuse vir 'n liefdesverhouding. Dit het Adam uitgeoefen, negatief, verkeerd. En wat doen hy in die proses? Wat sê die skrif? Die skrif sê, hom aan wie jy gehoorsaam geword het, 2 Petrus 2:19, hom aan wie jy gehoorsaam geword het, jy het ook sy slaaf geword. Jy het ook sy slaaf geword. So, Adam, wat die heerser van die aarde is, hy word die slaaf van die een wie hy gehoorsaam Satan. Romeine 6 sê dieselfde. So, nou sien ons dat die Satan in beheer is. Nou, baie mense het 'n probleem daarmee, maar kom ons kyk, wat sê Jesus? Jesus sê in Johannes 14 van vers 30, sê hy, die owerste van hierdie wêreld kom, en hy het aan my niks nie. Jesus noem die dief wat steel, slag en verwoes, Johannes 10:10, en die mensemoordenaar en die leenaar, Johannes 8:44, noem Jesus die owerste van hierdie wêreld. En die owerste van die wêreld neem vir Jesus op die hoë berg, Satan, Markus 4, neem Jesus op die hoë berg, en hy wys vir hom al die koninkryke, met ander woorde die regerings, met ander woorde die gesag, wie's in beheer. Al die beheer oor die aarde, oor al die koninkryke, hy sê, ek gee dit aan u, as u eenmaal neerval en my aanbid. Hy sê, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit vir wie ek wil. Met ander woorde, Satan het die mag verkry, waar het hy dit gekry? Hy sê, want dit is aan my oorgegee. Wie het dit aan hom oorgegee? Die een wat dit gehad het. God het dit vir Adam gegee. Adam, as nie skaduwee van omkering nie. Toe Adam dit wou weggee, klap God nie die gesag uit sy hand uit nie. Hy laat hom toe, hoekom? Want hy het vir hom die gesag gegee, en God breek nie sy woord nie. So, nou het Satan die gesag, en nou bring die aarde dorings en distels voor, verstaan julle nou die vloek. Nou die aarde dorings en distels voortgebring, en ons sien wat gebeur. Nou gebeur die lewe. Nou gebeur kom die tragedies, die sonvloed kom, die Sodom en Gomorra kom,
So kom die plaag kom oor Egipte ensovoorts. Al die goede kom, en nou kan 'n ou sê, maar dis hoe God werk. Onthou, want God is in beheer. Kom ons kyk hoe werk God se beheer. God kom na Noag toe. Hy sê, Noag, hier kom 'n vloed. Gaan bou 'n ark, jy kan oorleef. Want die skrif sê, Noag het guns gevind in God se oë. Hoekom het hy guns gevind? Omdat hy gekies het vir 'n verhouding. En nou gaan Noag gehoorsaam en hy bou 'n ark. En ons weet toe die ark klaar gebou is, die sonvloed gekom. Net so sien ons dat Abraham en Lot trek op pad na die beloofde land toe wat God vir Abraham beloof, en dan skei Abraham en Lot kies die Jordaanstreek, en daar gaan bly in Sodom en Gomorra tussen daai manne. En later sê hulle van hom, jy's mos die man wat ons altyd wil leer. So ons sien wat was Job se rol daai. Later skryf Petrus van hom, hy sê hierdie regverdige man, Lot, het sy regverdige siel gepynig as hy die werke van Sodom en Gomorra aanskou. So jy kan sien, Lot was God se profetiese gesant om tot die harte van die manne van Sodom en Gomorra te spreek, dat hulle nie laat aanspreek nie. So sien ons later 'n beeld van Jona. God stuur Jona na Ninive toe, hierdie goddelose stad, en God sê, hierdie stad, gaan preek teen hierdie stad, want hulle goddeloosheid het opgestyg voor my aangesig. En dan kom Ninive, julle ken al die draaie wat hy gemaak, Jona, al die draaie wat hy gemaak het, en hy kom by Ninive, en hy preek daarteen, en hulle kom in sak en as tot bekering. En die stad word nie verwoes nie. As God die stad wou verwoes, hoekom stuur hy sy profeet? As God die aarde wou verwoes, vernietig, waarom roep hy vir Noag? Want dink net bietjie, as die ouens in Noag se tyd in sak en as tot bekering gekom het, dink julle daar sou 'n sonvloed gewees het? As die mense van Lot in sak en as tot bekering gekom het, dink julle Sodom en Gomorra sou verwoes gewees het? Die aarde is definitief nee. So wat ons sien, God is die een wat genadig en barmhartig is. En selfs die goddelose mens gee God 'n kans. Net soos in Farao se geval. Die goddelose Farao het God soveel geleentheid gegee, en uiteindelik het Farao ondergegaan saam met sy afgode. Want God se aksie was nooit teen die mense, maar teen die afgode. Maar in elk geval, kom ons gaan aan. Jesus verskyn op die toneel. Satan herken dadelik, hier's gesag. Hy neem op die hoë berg en hy probeer daai gesag van hom afneem, soos hy dit met misleiding van Adam afgeneem het, want hy sê vir hom, daar staan geskrywe, spring van die tempel af, en dan sê Jesus, daar's ook geskrywe, en uiteindelik gaan Jesus kruis toe, hy betaal die skuld wat Adam gemaak het, en toe die prys klaar betaal is, kon God hom opwek uit die dood uit, dis wat Romeine 1:4 sê, hy het met die gees van heiligheid verklaar as die seun van God deur die opstanding uit die dode, hy het weer herstel as die seun van God, maar in die proses is ek en jy herstel, is die mensdom herstel tot die geregtigheid van God. Het hy die skuldbrief uitgedelg, het hy ons vergewe, het hy van ons nuwe skepings gemaak, het hy die vloek geword, daarom sê Galasiërs 3:12, Jesus het vir ons die vloek geword, deur daar geskrywe staan, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So, Jesus kom, en nou staan hy met sy voet op die Olyfberg, nadat hy opgestaan het, en hy sê die volgende, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan julle en maak julle disippels. En vir die wat geglo het, sal die tekens volg in my naam, sal julle die duiwels uitdrywe. So wat doen Jesus? Jesus sê, ek vaar op in die hemel, daar sal nooit weer, die duiwel sal nooit weer daar verskyn nie, want ons moet mooi dink, wat het met Job gebeur? Hoe het die duiwel toegang gekry om 'n gesprek met God te hê oor Job? Die duiwel is uit die hemel uitgewerp, lank voor Job. En hoe het hy teruggekom? Uit die plek wat Adam aan hom afgestaan het. Adam se toegang tot die hemel het hy verkry, en dis waaroor hy voor God kon verskyn in Job se geval. In elk geval, nou gee Jesus die gesag vir die mens, vir ons. En wat maak ons met die gesag? Gehoorsaam ons die misleier, die misleiding,
En abdikeer ons weer ons gesag aan die Satan? Die vraag is, wie is nou in beheer? As ons na die wêreld kyk, en ons kyk na God se karakter, ons sê God is lig, God is lewe, God is liefde, God is 'n God van orde, God is barmhartig en genadig. Ons sê al hierdie dinge van God, en ons vergelyk dit met wat in die wêreld om ons aangaan. Wat is die konklusie? Lyk dit soos God se orde? As God is in beheer is, wil ek 'n stelling maak en sê ons is in 'n verskriklike groot moeilikheid. Want as God se beheer so lyk, dan weet ek nie, want dit lyk asof die wêreld uit beheer uit spiraal. Maar God het vir ons die beheer gegee, en ons het daai beheer afgestaan. Die mensdom, kollektief, het daai beheer afgestaan. Die goeie nuus is, ek en jy hoef ten opsigte van ons eie lewe dit nie af te staan nie. Die waarheid moet ons bemagtig, en wat gebeur? Dan, die oomblik as ons dit verstaan, as ons verstaan dat die gesag lê by ons en nie by God nie, dan kan ons nie meer soos Adam en soos Job God beskuldig nie. Wat het gebeur met Adam? Toe Adam in sonde val, toe Adam sondaar word, omdat hy die leuen gehoorsaam, en die slaaf van die leenaar geword het, wat doen hy? Hy beskuldig God. Hy sit terug, God sê, wat jy nou gedoen het, jy geëet, hy sê, nee, is nie ek, is hierdie vrou. Hy sê, vaar, jy geëet, hy sê, nee, is nie ek nie, is hierdie slang wat jy gemaak het. Dadelik skuif hulle die onus terug na God toe. Sien, dis wat die gevalle mens doen. Hy het nie gesag nie, so, as die gesag negatief draai, as die lewe gebeur, dan draai ek om en ek sê, dit is God se skuld. Wat het Job gedoen? Job het presies dieselfde gedoen. Toe die lewe met hom gebeur, die aanslag van die vyand teen hom, die dief wat stilslag en verwoes, wat toegang tot die hemel gekry het om met God 'n gesprek te hê, en dit was nie God nie, dis 'n lang hoofstuk, maar dit was nie God wat Job uitverkoop het nie, dit was Adam. As Job, God vir Satan sê, kyk, hy is in jou hand, dan bevestig hy net wat gebeur het, omdat Adam sy gesag uitverkoop het, en daarmee sy nageslag uitverkoop het, aan die Satan. So nou sien ons, die mens kan nie meer God beskuldig nie. As ons na Job kyk, dan sien ons, Job sê hierdie mooi woorde, daar staan geskrywe, ons kan sê, daar staan geskrywe, die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. Ons kan, die Christenkerk, die wêreld, die Christendom, godsdienst, gebruik daai skrif, daar staan geskrywe, die Here het gegee, die Here het geneem, sien jy? Maar daar staan ook geskrywe, dat aan die einde van die boek Job, nadat Job vir hoofstukke, vir 20, amper 30 hoofstukke met God beklei, God beskuldig, sê daar's geen skeidsregter tussen my en God nie. God het my onregverdig behandel, God jag my soos 'n leeu, God bind die oë van regters toe. Dis nie goed wat hy sê. Hoor julle sy aggressie, sy ontsteltenis oor God, hy het 'n wanbegrip van God, en dan, uiteindelik kom hy tot besinning, en hy hoor God se stem, en hy sê, ek het van hoor sê van u gehoor, maar nou het my oogie gesien, daarom roep ek, wat ek gesê het, ek roep daai nonsens wat ek gepraat het, toe ek gesê, die Here het gegee, die Here het geneem. Jy sien, dit was 50% belei en 50% verloon, die Here het nie geneem by hom nie. En hy sê, ek het berou in stof en as. Kan jy sien hoe dat die konsep van sondaarskap is, bring God se karakter in gedrang. En my blootstelling aan God se karakter is, hierdie God wat ek dien, gee en dan neem hy. Ek weet nie waar ek moet hom staan nie. Ek is onseker, ek vrees die toekoms. En dan gebeur die toekoms wat ek vrees, want dis wat Job sê, wat ek grootliks gevrees oor my gekom. En dan beskuldig ek God. En omdat ek God beskuldig, vermy ek hom, is daar 'n afstand tussen my en God. Dis wat gebeur, dis die negatiewe blootstelling. Maar kom ons kyk na die ander kant. As ek besef dat God het ons bemagtig, want hy het ons geregverdig, dan aanvaar ek die verantwoordelikheid. Dan sê ek, Here, maar dan moet ek groei tot die volwasse man. Ek moet by die plek kom waar ek verantwoordelikheid kan opneem. Kom ons vat die beeld van Moses. Moses kom by die Rooi See,
See is voor, Farao is agter. Wat roep hy? Hy sê, Here, help. Hy sê, Here, waar is U? En die Here sê, wat roep jy na my? Wat se antwoord is dit? Hy sê, wat roep jy na my? Vat jou staf, maak oop. Neem verantwoordelikheid. En dis wat Moses doen, en dan trek hy volk, deur die see. Aan die ander kant, kom hy uit, en die Here sê, maak jou werk klaar. Maak toe die see. En dis presies wat Moses doen. Farao en al sy manne bly in die slag. So, dis die verantwoordelikheid. Maar jy sien, hoe kan ek verantwoordelikheid aanvaar as ek nie God se karakter ken nie? Nou, onder die sondaarsmodel waar ek gesê het God is in beheer, het ek hierdie blootstelling gehad aan 'n klomp negatiewe karaktertrekke wat aan God toegedig word wat hy nie is nie. Hy sê, ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag, hoor mooi, van krag en van liefde en van 'n gesond geworde verstand. Ek het julle gees om weer te vrees nie, maar een van aanneming tot kinders, deur wie julle kan roep, Abba Vader. So vrees kan nie van God afkom nie. Hierdie stelsel wat God beskuldig sê, maar ons kan God se wil nie verstaan nie. Sy wees bo ons weer, daar staan geskrywe, God se wees bo ons weer, sy gedagtes bo ons gedagtes. Maar as ons na die konteks kyk van Jesaja 55 vers 8, dan sien ons dat hy praat met die mens, en hy sê, los jou godlose gedagtes, jou kwaaddoeners weer, los dit. Hy sê, kom neem my gedagtes aan, sien wat bekering is om te dink soos God dink. God sê, hoe dink ek? Julle dink, hoe kan ons God behaag? Hoe kan ons oorleef? Hoe kan ons 'n kaartjie hemel toe kry, terwyl God se gedagtes is? Hy sê, julle kan nie. Ek gaan my seun stuur. Ek gaan my woord soos die reën en die sneeu na die aarde stuur, en dit gaan nie omdraai nie. Dit gaan nie leeg na my toe terugkeer nie. Dit gaan maak dat my die aarde deur vochtig en voortbring saad vir die saaier, brood vir die eter. Hy sê, so sal my woord wees. Watter woord? In die begin was die woord was by God, die woord was God, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hy praat van Jesus Christus. So Jesaja het niks te doen met dat ons God se wil nie kan ken nie. Daarom sê God hierdie ding, hy sê in Efesiërs 5:17, hy sê, daarom wil ek hê dat julle moet onkundig wees nie, maar julle verstaan wat die wil van God is. Vir Jeremia sê hy, roep my aan, en ek sê jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Die psalmdigter sê, die verborgenhede van die Here is vir die wat hom vrees, en sy verbond is om dit aan hulle bekend te maak. En aan Amos sê hy sê die Here God doen niks as hy nie sy raadsbesluit aan sy knegte die profete bekend gemaak het nie. So God wil sy wil aan ons bekend gemaak. Dis God se karakter. Hy wil dit aan ons bekend maak. En dis 'n leuen van die vyand om te sê, ons kan God te wil nie verstaan nie, ons moet maar berus, God het wel 'n plan daarmee, God weet van beter, ensovoorts. Kan jy sien hoe dat God se karakter verbuig word in die stelling, om die stelling te handhaaf, God is in beheer. En waaroor maak ons die stelling, ons wil nie die verantwoordelikheid aanvaar nie. Maar ons kan nie die verantwoordelikheid aanvaar as ons nie verstaan dat ons herstel is nie, dat ons nuwe skepings is nie. As ons die leuen glo dat ons steeds voor God sondaars is, asof Jesus nie opgestaan het nie, dan het ons geen ander keuse as om te sê God is in beheer nie. En dit is die uitvloeisel van wat ons sê as God in beheer is. Jy sien, uiteindelik kom ons by 'n plek waar ons sê, verloon ons of bely ons? Het Job, toe hy gesê het, die Here het gegee, die Here het geneem, die goeie het hy uit die Here se hand ontvang, sal ek ook die slegte uit sy hand ontvang nie. Toe Job dit gesê het hy bely of verloon? Die antwoord is, hy het verloon. Hy het van God 'n skizofreen gemaak, vandag is hy so en môre is hy anders. En God is altyd dieselfde, God kan nie verander nie. So Job het verloon, wat het gebeur toe hy verloon? Toe hy die eerste keer verloon, hy het alles wat hy het verloor en sy kinders verloor. Toe verloon hy, toe kom die vyand en die vyand steel verder. Steel hy nog sy gesondheid ook. En so steel hy sy vrede, so steel hy alles, want hy verloon. Maar die dag toe Job verander, toe Job by die plek kom wat hy bely en sê, Here, ek stem saam met U, ek het dit gemis, U is reg.
Die fout is nie by u nie, die fout is by die mens. Ek aanvaar verantwoordelikheid. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? Sodat ek dan gespreek sonder om te verstaan. Hy sê, daarom, van hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oogie gesien, daarom het ek berou en stof en as. Toe Job dit sê, toe bely hy, raai net wat gebeur, toe is die engele geaktiveer. Wat sê Jesus? Jesus sê in Lukas 12, daar by vers 8, sê hy sê, hy wat my bely voor die mense, sal bely wees voor die engele. Hy wat my verloon voor die mense, sal verloon wees voor die engele van God. So, die verloning is om te sê, die Here het gegee, die Here het geneem. Die verloning is om te sê, die Here het die mooiste blommetjie gaan pluk. Die verloning is om te sê, die Here het hom opgeroep vir hoordiens. Die verloning is om te sê, dit is die God van lewe en dood om uit ons lewe uit weg te ruk, hierdie pragtige jong mens, vir wie almal lief was. Dis verloon. Wat is bely? Bely is om te sê, dis die dief wat steel, slag en verwoes. Nou sê die ouens, ja, maar jy gee die Satan mag, deur te sê, dis nie die Here nie, dis die dief wat steel, slag en verwoes. Ek gee nie 'n moordenaar mag om te sê hy is 'n moordenaar nie. Ek gee hom nie mag deur te sê wie hy is nie. So, daai argument gaan nie op nie. Maar dink net mooi wat daaroor, as ek van jou sleg praat, as ek sê jy is eintlik 'n moordenaar, want jy is verantwoordelik vir die dood van my kind, dan beskinder ek jou, dan sê ek mos iets wat nie waar is nie. En hoe kan ek sê, God is verantwoordelik vir die dood van my kind? Nou sê die skrif aanhaal. Nou sê vir my, sê, ja, maar Psalm 116 vers 15 sê, kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ja, dis wat daar geskrywe staan, maar wat staan daar regtig? Die woord in Psalm 116 is hierdie woord, dis die woord jakar. En jakar beteken swaar, gewigtig, waardevol. Die Here sê, dis vir my 'n ernstige, dis 'n swaar saak, dis 'n gewigtige saak, die dood van my gunsgenote. En dan gaan Esegiel 33, en Esegiel 33 bevestig hierdie ding verder, en hy sê die volgende, in vers 18 dink ek, 33 vers 18, hy sê, nee, waar sê dit? Hy sê, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar dat hy hom tot die Here bekeer en lewe. Jesus sê dit vers 11. So waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? So sien jy God se hart. God se hart is lewe. God se hart is nie om dood te maak nie. Genesis 6 het die Here gesê, my gees sal nie vir ewig met 'n mens stry nie, maar sy jare sal wees 120. So kyk nou weer hierdie een. In Psalm 90 skryf Moses, hy maak 'n observasie. Hulle trek deur die woestyn en hy sê, hy maak die observasie, hy sê die jare van ons lewe is 70 jaar en ons baie sterk is 80. Hy sê die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Is dit God se hart? Dis wat geskrywe staan. So ons kan dit aanhaal en sê, sien jy, as jy 70, 80 gehaal het, dan is jy oor die wal, dan moet jy nou gaan. Dan moet God jou nou kom haal. Maar wie wat sê God in Genesis 6? Hy sê, my gees sal nie vir ewig met die mens stry nie, maar sy jare sal wees 120. So wat sê Moses? Daar staan, dis ook geskrywe, die jare sal wees 120. Wat is God se plan? Wat is God se droom? God se droom is dat ek 120 moet word. Moses het 120 geword, sy krag het nie afgeneem nie, sy oog het nie verswak nie. Maar op 120, toe kan jy sê, nou sy streepie getrek. Toe het God gesê, tot hier toe. Maar voor daai tyd, is dit nie God wat my kom haal nie, God is gereed om my te ontvang. Maak nie saak, wanneer nie, Paulus is jong man, in vandag se terme is hy jong, hy is in sy 50s. En so gaan hy die Here tegemoet, sy 50s, hy word doodgemaak deur Nero, as 'n relatiewe jong man in vandag se terme, wat sê hy? Hy sê, of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Hy het gesterf van die hand van die vyand. Maar die vyand, sê Jesus, hy sê, moenie hom vrees wat die liggaam kan doodmaak en daarna niks kan doen nie. Vrees hom wat liggaam en siel in die hel kan verderwe, Matteus 10:28.
So, wat ons sien is God se hart. God se hart is dat ons moet heers. Hy sê die koninkryk moet kom. Wat is koninkryk? Koninkryk is dat die mens die gesag opneem wat God hom gegee het. So as ons uiteindelik kom, dan moet ons sê, ja, God heers. God is in beheer, maar deur ons. En as ons hom nie toelaat om met ons beheer uit te oefen nie, dan is daar nie beheer nie, dan lê die gesag rond, en dan sal die duiwel dit opneem, en hy sal aktief raak. En daarom sê die woorde duidelik, hy sê, hy wat my bely voor die mense, hom sal ek bely voor die engele. Engele is dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van die uitverkorenes. Hulle is kragtige helde wat geaktiveer word deur die stem van God se woord. God sê, my engel trek 'n laar om die regverdiges om hom uit te red. So, God se hart is dat die engele leerskaar geaktiveer is, maar ons denke, ons godsdienstdenke van ons is sondaars en die Here is in beheer. Dis wat ons beroof, dis wat maak dat ons verloon, en dit maak dat die Satan net meer stilslag en verwoes in ons lewens. Kom ons kyk na ons gebedlewe. Wat se rol het dit in ons gebedslewe? Nou het ek gesê, God is in beheer. So, hierdie kankerdiagnose, hierdie siekte waarmee ek nou worstel, God is in beheer. So, God wil my iets daarmee sê, of hy wil vir iemand anders iets daarmee sê, of miskien straf hy my, miskien tugtig hy my net. Verstaan jy? Maar nou, wat ons besef, toe ons geregtigheid verstaan het ons gesien dat Jesus die straf gedra het. En nou verstaan ons tugtiging, as ons na Hebreërs 12 kyk en sien tugtiging is die woord paideio, wat beteken om op te onderrig. God onderrig is, hy gee ons nie pak sla nie. Ons woord vir tugtiging, of ons begrip van tugtiging is pak sla. Maar tugtiging in die skrif, paideio, kom van die pedagogiek af, die woord wat ons vir opvoedkunde gebruik, is om ons te onderrig. So God wil ons onderrig deur sy woord. Daarom sê Hebreërs 1 vers 1, sê, nadat God op baie maniere en deur die profete tot ons vaders gespreek het hy in die laaste dae met ons kom spreek, deur sy seun. En sy seun is die woord van God. So wat sien ons? Ons sien, my gebed is nou teen God of vir God. Jy sien, as ek sê, God is in beheer, en ek is siek, hulle het nou my gediagnoseer, ek is siek, of hier's 'n droogte, of hier kom 'n halfstorm, of hier's een of ander krisis, dan, of 'n tragedie, en ek sê, dis God se wil, en dis God se besluit, en dis God is in beheer, en dit is my uitspraak, hoe bid ek? Sê ek, Here, maak my gesond? Dan vra ek mos vir die Here om te verander. Die skrif sê duidelik, daar's geen skaduwee van omkering by hom nie. So as hy die een is wat my siek maak, wie is ek dan om te vra dat hy my gesond maak, want hy gaan nie verander nie? Wie is ek om 'n dokter te gaan sien? Want, dan is ek en die dokter mos besig om teen God se wil te werk, want God het 'n plan of 'n droom of 'n wat ook al daarmee, of 'n hoër doel wat ek nie verstaan nie. Dis die argument. So wat is my gebed nou? Hoe bid ek nou? Bid ek nou dat God sy plan moet verander? Bid ek nou dat God dit van my moet wegneem? Dit wat hy op my gelê het? Dan bid ek mos teen God, dan is my gebed mos totaal onproduktief. Terwyl, as ek verstaan, dat ek in die gesag is, dan stem ek met God saam oor sy droom. Sy droom oor my is nie kanker nie. Sy droom oor my is genesing. Sy droom oor my is nie tragedie nie. Hy sê, die gedagtes wat ek kan gaan, die Here koester gedagtes van vrede, nie onheil nie, 'n hoopvolle toekoms. God sê, ek het 'n positiewe droom oor jou, en nou is my gebed om met hom saam te stem oor sy positiewe droom, en te sê, dankie Here, deur u wonde daar vir my genesing gekom. U het my siektes in die liggaam gedra. Dankie Vader, u is vir my 'n beskerming. U naam is oor my uitgeroep. U naam is vir my sterk toring, ek kan daarin hardloop en beskik word. Kan jy sien hoe my gebed verander? God word my helper. God word die een wat my hand oplig. Hy is my heerlikheid, hy is my beskerming, hy is my voorsiener, hy is my geneesheer, hy is dit alles. Maar met die model van God is in beheer, is dit wat met my gebeur, moet dan God se wil wees. En dan word God eintlik my teenstander. Dit nie hartseer nie. So die essensie van
kan jy sien wat die effek is van die twee modelle. En as ons begin by die sondaarmodel, as ons nie die ag gee op die opstanding nie, dat Jesus se opstanding is die bewys van ons regverdigmaking nie, dan mis ons dit in totaal. Ons wil hierdie beeld afsluit met, hoe werk dit nou vir ons? Ek wil dit aan die hand van Abraham se verbond doen, want jy sien, uiteindelik gaan dit oor 'n verbond. 'n Verbond wat Jesus, ons hemelse bruidegom, met God gemaak het, met sy Vader gemaak het oor ons. Daai verbond het gesê, Jesus het gesê, ek sal my lewe gee. Ek sal my bloed gee, ek sal my liggaam gee. Ek sal betaal. Ek sal die skuld op my neem. Ek sal die straf dra. Ek sal die vloek word. Ek sal al sy smarte dra. Al sy oortredinge, sy ongeregtighede, sy misdade. Ek sal in die diepste duisternis gedompel word. Dink bietjie mooi, wat moes hom gebeur toe hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Hy sê, ek sal dit doen, as U vir haar, vir my bruid, vir die mens, dit tot geregtigheid sal reken. Sy Vader sê, jy's aan. Die Vader moet sy seun gee. Die seun gee sy lewe. En albei van hulle bly by die verbond, want 'n verbond is 'n ooreenkoms tussen twee partye, en albei die partye moet teen daardie ooreenkoms presteer om dit te laat werk. Nou het albei van hulle presteer. En ek en jy is die resultaat daarvan. Ons word in ware geregtigheid en heiligheid gebore, en as ons dit verstaan, dan skop Spreuke 23 vers 7 in plek, en wat sê, soos 'n man om in sy siel bereken, soos 'n man dink, so is hy. En as ek myself bedink, as die vyand my kan oortuig dat ek 'n sondaar voor God is my default om te sondig. En as my default is om te sondig, dan gaan ek met sonde beklei die res van my lewe. Ek probeer reg doen, maar ek kry dit nie reg nie. En ek bly verwyderd van God, ek bly God vermy, want ek verstaan God nie, want ek verstaan sy karakter nie. Terwyl aan die ander kant, as ek verstaan dat Jesus opgestaan het uit die doodheid, dat hy my geregverdig het, en dat ek voor God regverdig staan, oor niks wat ek gedoen het nie, oor alles wat hy gedoen het, dan verander my lewe. Dan kom ek tot die oortuiging, dan gebeur geloof met my, dan raak ek op God verlief. Ons gesê, daai blootstelling aan wat Jesus vir my gedoen het, word 'n oortuiging. Dit gee my vrymoedigheid om in verhouding met hom te tree. Dis om hom aan te neem. Ek klap nie my hake en sê ek neem Jesus aan nie. Deur oortuiging het ek hom aangeneem, het ek my hart oopgemaak, en nou in verhouding met hom soek hy intimiteit met my. Dis waar die volwasse man inkom. Jy sien, as ek verantwoordelikheid vat, as ek verstaan deur die gesag myne is, dan besef ek het sy woord nodig. Ek het nodig om bevestig te word deur sy woord. Nou hoor ek ouens sê, maar praat jy nog steeds geregtigheid? Ons is nou al moeg om te hoor, ons is regverdig. Kan jy nie oor iets anders spreek nie? Ek wil vir jou iets vra. Ek is 47 jaar met 'n vrou getroud. Ek het op haar verlief geraak vir 47 jaar gelede. En vir 47 jaar sê ek vir haar, elke dag, ek is lief vir jou. En jy is vir my mooi. En ek begeer jou. En ek kan jou voorstel dat ek eendag weer vir haar sê, ek is lief vir jou. En jy is mooi vir my. En ek begeer jou. Dat sy vir my sê, ek het nou genoeg hiervan gehoor. Sal jy asseblief nou ophou, ek is nou verveeld hiermee. Dat jy vir my sê, jy is lief vir my. En jy dink ek is mooi. En jy het 'n begeerte na my. Kan jy jou voorstel? So, hoe sal die hemelse bruidegom, hoe sal God se gees ophou om vir ons te sê, ons is heilig en rein en regverdig voor hom, nie op grond wat ons gedoen het nie, maar op grond wat hy gedoen het. En hy hou aan om dit in ons lewens te bevestig. So dit is waaroor ons aanhou om dit te verkondig. Maar ons gesê, wat is die beeld? Die beeld is die verbond. Maar kyk nou hoe dat God se verbond met die mens werk. Ons gebruik Abraham sin vir 'n voorbeeld. God sê vir Abraham, trek uit jou land, Genesis 12, trek uit jou land, jou familie, jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. Nou, onthou, God staan buitekant, God het tyd geskep, God kyk in tyd in. Hy staan eintlik buitekant die tyd en hy kyk in tyd in. Hy sê, my plan, my droom is om jou te seën. So,
as God sê, ek seën jou, dan het dit klaar gebeur. Jesus sal, die lam is al geslag voor die grondlegging van die wêreld af. So dit het al klaar gebeur. En nou sê hy vir Abraham, trek, eintlik wat hy vir Abraham sê, hy sê, hier is my seun. Ek het, my doel, my droom, is om jou te seën, om jou groot nasie te maak, om jou so 'n naam te maak, dat al die nasies op die aarde in jou geseën sal wees. Ons kan duidelik sien, hy verwys na Jesus wat moet kom, want in hom is al die nasies van die aarde geseën. Hy sê vir Abraham, dis wat ek wil doen met jou, kom stap saam met my, kom en pas met my, en kom stap saam met my, kom stap in hierdie seën. En wat gebeur? God kom met sy seën, en Abraham trek. Ons het gesê, dit is vergeleke, of ons kan dit vergelyk met die beeld van die huwelik. Onthou, Jesus is ons hemelse bruidegom. Hy sê, die man sal sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, twee sal een vlees word. Jy sien, om te verlaat, is om weg te breek van die oorlewering van mense. Vir Abraham sê hy, trek uit jou land, jou familie, jou vader sê hy, sy pa was 'n afgode dienaar. Hy sê, trek uit, kom loop met my. Kan jy sien, my pa, het ek eer en respekteer my pa. My pa het my na die beste van sy vermoë opgevoed, en ek eer hom daarvoor, maar my pa het nie hierdie insig gehad nie. My pa het op die sondagsmodel gewerk, is wat altyd gehad het. En ek het 'n pa geword in die sondagsmodel. So ek kan nie 'n vinger na my pa toe wys nie. Maar wie dank die Here dat die sondaarsmodel het nie gebly nie. Ek het die geregtigheidsmodel ontdek. En so kom dit na elkeen van ons toe. So ons verwyd niemand, ons verwyd nie Abraham se pa nie. Abraham sê net, om in die seën te leef, het ek nodig om te trek, en hy trek. Hy sê pa, ek dien nie meer die afgode wat jy dien nie, is wat hy vir Tera sê. Hy sê, ek dien nie meer die afgode wat jy dien nie, ek gaan nou met God wandel. En nou wandel hy met God. En wat gebeur? Die seën ontplof in sy lewe. Jy sien, omdat hy een met God is die seën daar. Soveel so, hy verneem Lot, sy broerskind saam, en daar's nie genoeg veiding vir al twee nie, en daarom sê hy, kom ons skei. Sê, Lot, wat kies jy? Lot kies die Jordaan Vallei, daar onder waar dit groen is, en waar die water is, en waar die pivots is. En Abraham bly agter. Maar wat sê, die oomblik toe Lot wegtrek, verskyn die Here aan Abraham. Hy sê, Abraham, staan jou oë op na die noorde, die ooste, die suide, die weste. Ek gee dit alles vir jou, dis joune. Hy sê, Abraham, jy kan niks weggee nie. Jy gee weg, maar soos jy weggee, die fontein van lewende water. Hy sê, die water wat Jesus sê, die water wat ek kom gee om te drink, sal 'n fontein word wat opspring tot in die ewige lewe. Hierdie water spring op. Die Here sê, ek is die fontein in jou, jy kan maar weggee. Jy kan niks verloor deur weg te gee nie, want ek is 'n fontein. En hoe meer jy weggee, hoe meer gee ek. So, kan jy sien hoe dat Abraham niks verloor, toe hy vir Lot sê, alright, kies jy en Lot die beste vat nie. En dan sien ons, beland Lot in die moeilikheid, hy word weggevoer saam met 5 konings, daar uit Sodom en Gomorra uit, en Abraham gaan ontset vir Lot en sy mense, en hy kom terug met 'n groot byt, daar deur die laagte van Sabai, klink soos Jerusalem se laagte, en hier ontmoet hy 'n man met naam van Melchisedek. Melchisedek, koning van geregtigheid, koning van vrede, sonder vader en moeder, begin van lewensdae af lewenseinde, gelykgestel aan die seun van God. Wie is dit? Priester van die allerhoogste God. Dit is Jesus homself. Jesus verskyn aan hom in die vorm van Melchisedek, en wat doen Melchisedek? Hy bring vir Abraham brood en wyn, en hy seën hom met brood en wyn. Waarvan praat die brood en wyn? Van Melchisedek, van Jesus se liggaam en sy bloed. En so kom gee Melchisedek vir Abraham die tekens, die belofte van sy liggaam en sy bloed in die vorm van brood en wyn. En Abraham is so oorstelp, so aangeraak met hierdie grootse, of hy dit ten volle verstaan het, weet ons nie. Maar Abraham is so aangeraak, dat hy onmiddellik vir Melchisedek, sonder dat hy vra, vir hom 'n tiende van die byt gee. En die kom die 10de konsep vandaan. Jy sien, en later, onder die ou verbondbedeling,
in die sondagskap sê God, bring die volle 10 na die skathuis en kyk of ek nie, laat daar spys in my huis kan wees en kyk of ek nie vir julle die hemel oopmaak en vir julle volle seën gee nie. En so word dit vir die volk 'n transaksie. Ek gee my 10, dan moet God my seën. Maar jy sien, dis nie wat gebeur het hier nie. Hier wat het God die inisiatief geneem. Hy seën vir Abraham met sy lewe en sy bloed. En nou gee Abraham 'n 10de, maar Abraham moes iets daarvan verstaan het. Want dit sou later, sou Abraham hierdie toets moes deurstaan, maar kom ons gaan dit eers aan. Die volgende ding wat gebeur is, die Here verskyn weer aan Abraham en hy sê, ek wil met jou 'n verbond sluit. En volgens die gebruik in daai ou oosterse tye, het hulle 'n klomp diere gevat en hulle in die helfte gedeel, en 'n paar duwe een kant aan die ander kant gesit, en nou moes al twee die partye tussen daai geslagte diere deurbeweeg, en dit sou dan die beeld wees, hoe dat hulle lewens vir mekaar sal aflê, dat hulle in 'n verbond met mekaar staan, wat tot die dood strek. Wat hulle onder andere gedoen het, en dit word nie hier beskryf, dat Abraham en God het gedoen het nie, ek dink nie dit sou so werk nie, maar wat die mense gedoen het in daai verbondsluiting, hulle het 'n snytjie in hulle polse gemaak, en hulle bloed gemeng en gesê, ek sal, al kos dit my bloed, sal ek instaan vir jou, omdat ek weet, al kos dit jou bloed, sal jy instaan vir my. Dis die beginsel van die verbond. Nou sien ons 'n interessante ding. Ons sien, toe Abraham die diere verdeel het, en hulle is gereed om hierdie verbond te sluit, toe raak Abraham in slaap, en God beweeg alleen deur. So, wat sê dit vir ons van die verbond? Die verbond is nie klaar gesluit nie. God het sy deel gedoen, maar Abraham het nog nie deurbeweeg nie. En dan sien ons, omdat Abraham nog nie deurbeweeg het nie, leen hy sy ore uit vir Sarah, want God het vir hom beloof, en Isak sal jou nageslag wees, en of die een wat uit jou liggaam voortkom, bedoelende uit Sarah uit, en Sarah sê, jy het nou gesien dat dit nie, Here nie vir my gegee het om 'n kinders te hê, en jy gaan in by my slavin Hagar, en daar gaan Abraham. En ons weet, daar sit ons met die Midde-Ooste, daar sit ons met Iran vandag. Wat gebeur? En die Here kom na Abraham toe, en hy sê, Abraham, kom en pas met my. Genesis 17. Wandel voor my aangesig, dan sê jy opreg wees. Nou het Abraham 'n groot blads gemaak. Sarah is nou baie kwaad vir hom, so asof dit sy skuld is. Dit is deel sy skuld ook, maar daar skuld ook. Maar dis maar hoe dit werk baie keer in die huwelik. Sarah gee die verkeerde raad aan as Abraham luister en sê sy die fout is joune. In elk geval, Abraham, die Here sê vir hom, kom jy in pas met my. Halak is die woord. Wandel, halak, kom in pas met my. Dan sê jy opreg weet. Dan sê God vir hom, wat my aangaan, my verbond is met jou. Onthou jy, Abraham, ek het tussen die diere deurbeweeg, maar jy het nie. Hy sê, maar jy moet my verbond hou. Hier kom Abraham se deel. Hy sê, jy moet my verbond hou. Alles wat manlik is onder julle, moet besny word. Jy moet besny word, Abraham. En sien jy dat die besnydenis vir Abraham is sy deel aan die bloedverbond. God het klaar deurbeweeg. Dis nou Abraham se beeld. Right? En wat sien ons? Ons sien na die besnydenis gebeur daar iets met Abraham. In 3 maande se tyd, Abraham is 99 jaar oud, Sarah 90. Hulle is die diagnose is bevestig, hulle is onvrugbaar. In 3 maande se tyd, na die besnydenis, is dan Sarah swanger, want 'n jaar later is Isak gebore. En die swangerskapperiode vir 'n mens is ongeveer 9 maande. Kan jy sien, 3 maande, toe staan Sarah swanger. Wat het gebeur? Die belofte wat God die eerste keer aan Abraham gegee het, kon Abraham nie in besit neem nie. Hy het alle ander goed besit neem, maar hierdie groot ding, hierdie ding van 'n nageslag, hierdie opheffing van sy onvrugbaarheid, dit was vir hom net eenvoudig te groot, hy kon nie besit neem nie. Maar toe die besnydenis kom, 3 maande, toe staan Sarah swanger. Wat het gebeur? Romeine 4 verduidelik dit vir ons. Hy sê, Abraham het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid
van die geloof, wat God hom al in Genesis 15 gegee het, toe hy vir hom gesê het, vrees nie, want ek is vir jou skuld en jou loon is baie groot. En Abraham gesê het, Here, maar ek het nie 'n nageslag nie, wat help alles my? Sê die Here, gaan kyk na die sterre. En die skrif sê, en Abraham het in God geglo, en God het hom dit tot geregtigheid gereken. Soos vir my en jou, het God geregtigheid gegee. En hoe ontvang ons geregtigheid? Deur die blootstelling aan wie God is en wat hy kom doen het. En dit bring die oortuiging en die vrymoedigheid om in verhouding te tree met hom. So, die essensie is om te ontvang wat God gee. Dis die geregtigheid. So kom ons pas die ding op ons toe vandag. Die Here sê vir my en jou vandag, trek uit jou land, jou familie, jou vader se huis. Trek weg van die sondaarsmodel af wat jou gevange gehou het, wat jou in die mag van duisternis gehou het, wat gemaak het dat die duiwel met jou woer speel en jy God die skuld gegee het. Trek weg van hierdie stelling wat gesê het, God is in beheer, omdat jy sondaarskap aanvaar het. En aanvaar wat Jesus vir jou gedoen het in die opstanding. Ontvang die geregtigheid van God. Hoor wat sê God se woord. Laat die hemelse bruidegom toe om jou waardigheid vir jou te bevestig. Weereens, watter man maak sy vrou die hof deur haar sleg te sê? Deur vir haar te sê hoe wat sy sondaar sy is en wat sy alles moet doen om aanvaarbaar te wees. Nee, is nie wat hy doen nie, hy bevestig haar, hy komplimenteer haar, hy sien al haar positiewe goed raak. Hy kies om oor die foute te kyk. Dit maak nie die foute reg nie, maar hy kies om daarby verby te kyk. Hy kies om na die potensiaal te kyk. Is dit nie wat ons hemelse bruidegom doen nie? Dis wat hy met ons doen. Hy sê, hier seën vir jou, wil jy nie saam met my kom wandel nie. Kan twee met mekaar saam wandel, sê ons, is nie afgespreke nie. Nou sê God, ek het jou geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Ek het jou geseën. Jy is geseën. So kom wandel saam met my in die seën, maar jy kan nie in die seën wandel as jy aan die vloek vashou nie. Jy kan nie in die seën wandel, in die seën van my voorsiening wandel as jy sê ek is die een wat by jou arm maak en jou bankrot maak nie. Jy kan nie in die seën van my genesing wandel as jy sê ek is die een wat jou siek maak nie. Jy kan nie dit sê as jy of in my seën wandel as jy sê die Here is in beheer nie. Hy sê kom trek saam met my. En weet wat gebeur met my? Wanneer ek met God saam trek, dan besef ek kan gee. Ek het iets om te gee. Hoekom? Want daar's 'n fontein van lewende water in my. Hy sê, die wat na my toe kom, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Die fontein is besig om te loop. So ek kan uitgee. Sien jy, ek word 'n getuie. Ek word 'n getuie vir Jesus Christus, want ek het iets om uit te gee. Nou kom die beeld van die brood en wyn. Kyk mooi, die brood en wyn was Jesus se beeld, was God se beeld, om te sê, ek stuur my seun. Abraham se 10de was 'n uitspraak of 'n belydenis om te sê, Here, ek gee u 10de, maar dis die bewys dat alles aan u behoort. Daarom toe God vir hom sê, in Genesis 22, gaan offer Isak vir my. Toe sê hy, ek het 10de gegee. Ek is vas. Ek is vas. Jy het dus die diere deur beweeg en ek is besny. Daar het bloed geloop. Ek is vas. Ek behoort aan u en as u my seun vra, gee ek my seun. Nou is die ouens wat sê die Here is in beheer, sê, sien jy daar? Maar luister wat het hier gebeur. God se doel was nooit dat Abraham Isak moet offer nie, of dat Isak moet sterf nie. Dis nie hoe God werk nie. Maar God, dink net mooi, hy het vir Adam die gesag gegee. En waar laat dit God? Dit laat hom buite sy eie skepping, in 'n sin. Hy staan buite, hy het vir die mens die beheer gegee, die mense het dit aan die Satan geabdikeer. En God sien hoe die Satan hierdie wêreld verwoes. Hy sien hoe dat die dief steelslag en verwoes. Oral waar die dief kom, kyk vandag in ons wêreld. Oral waar die dief sy hou vas kry, steelslag en verwoes hy. Ek hoef nie daarop uit te brei nie. Julle verstaan waarvan ek praat. Dis wat gebeur. God staan buite dit. En nou kan God sy vinger klap en sê, deps ouers. Maar daar is nie 'n skade van omkering by God nie. So hy sê nie deps ouers nie.
Wat sê hy? Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun, wie sy harte onverdeeld op hom gerig is. Hy soek 2000 jaar, want Abraham het gelewe 2000 jaar na Adam. Hy soek 2000 jaar, voordat hy 'n man kry, met wie hy 'n bloedverbond kon maak, en in terme van daai bloedverbond, as hy vir daai man sou vra, gee my jou seun as 'n offer, dan sou in terme van die bloedverbond, as Abraham sy seun gegee het, dan sou dit God vrystel om sy seun te gee. Dan het God 'n wettige toegang teruggekry binne in sy skepping, en wat hy weggegee het vir Adam. En dis presies wat Abraham doen. En daarom sê God vir Abraham, as Abraham Isak wil slag, want nou stap, die Here sê vir Abraham, gaan offer vir Isak vir my, by Moria, dis Jerusalem, op een van die berge wat ek jou sal wys, jy kan verstaan wat er een is, dit is Golgotha. En hier stap Isak teen Golgotha uit, saam met sy pa, met die hout waarop hy geoffer gaan word op sy rug, sien julle die prentjie? Met die hout waarop hy geoffer gaan word, en hy sê, Vader, hier is die hout en hier is die vuur, waar is die lam? En wat sê God vir my, of sê Vader vir my, sê, God sal self die lam voorsien vir my seun, wel wetende dat Isak die lam is. En as hy bo kom, sien ons iets interessants. Ons sien 'n ou man van oor die 100 jaar oud, en 'n jong seun van hier so by 10, 12. En sy pa sê, jy's die een. Nou wie, wat sou ek gedoen het? Ek sou waarskynlik losgeruk het en gehardloop het. En ek weet nie of daai oupa van 112 my sou vang nie. Maar wat ek hier sien, ek sien dat Isak gewilliglik sy lewe neerlê, soos wat Jesus later sê, niemand neem my lewe van my weg nie, ek lê dit gewilliglik neer. En in die proses wat Abraham besig is om Isak, of in proses om hom te slag, stop God hom en sê, ek wou net weet, ek wou 'n man vind met wie ek in 'n bloedverbond staan, wat bereid is om sy seun te gee, nou kan ek my seun gee. En daar staan 'n ram in die tak, in die bos vasgeraak, wat hulle in die plek van Isak offer, wie is die ram? Die ram is die beeld van Jesus, die vlekkelose lam. En daar word die lam as plaasvervanger geoffer op Golgotha, waar Jesus 2000 jaar later die ware lam sou word, wat die sondes van die wêreld wegneem. Ek moet klaarmaak, wat sien ons? Die brood en wyn is die beeld, so as ons dus by 'n 10de kom, vandag, dan sê ek, Here, as ek dit waag om 'n 10de te gee, as ek waag om vir iets te gee, dan sê ek daarmee, ek is in 'n verbond met U. Alles behoort aan U. So die 10de is nie 'n transaksie wat ek 10de gee en nou skuld God my nie. 'n 10de is 'n offer wat ek gee om te sê, Here, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Die lewe wat ek leef nie vir myself nie, maar vir die een wat vir my gesterf het en ook opgestaan het. Ons sien in die verbond wat God met Abraham maak, sien ons God beweeg alleen deur in Abraham nie. Maar na die tyd kom die Here na Abraham toe en sê, jy moet my verbond hou. Wat gebeur met ons? Jesus het 2000 jaar voor ek en jy gebore is, het hy die prys betaal, het hy tussen daai diere deurgegaan, het hy ons skuld gedra, het hy ons smarte gedra, is hy gedood, het hy sonde geword met my sonde, 2000 jaar voor die tyd, en nou 2000 jaar later kom die Here na my en jou toe vandag, en hy sê, maar jy moet my verbond hou, en besny word. Maar nou kom Paulus, en Paulus verduidelik vir ons, in Kolossense, die besnydenis van die Nuwe Testament, en hy noem dit so, in Kolossense 2, by vers 9 sê hy, want in hom, in Jesus, woon die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. In wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof. So wat sê hy, wat is die besnydenis? Die besnydenis is 'n besnydenis van die hart. 'n Besnydenis van die hart. Wat beteken dit? Dit beteken om verander te word in die vernuwing van my denke. Sê, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Die besnydenis van die hart is dat my denke in lyn kom, dat ek my denke oplyn met wat God sê van my, met wat die woord sê,
met die, daar is ook geskrywe, en nie met die valse, of die misleidende, daar is net geskrywe nie. Maar met die daar is ook geskrywe, wat ons nou duidelik uitgewys het, dit is die besnydenis van die hart. En wat doen die besnydenis van die hart? Paulus skryf aan die Efesiërs, hy sê, nadat julle die woord van julle geloof, die woord van julle redding gehoor het, nadat julle het geglo het, is julle verseël met die Heilige Gees van die belofte. Die voorseel, sfragitsu, is 'n ring, soos 'n ring wat 'n bruidegom aan sy bruid se vinger steek. Daai ring sfragitsu, hy is die Heilige Gees van die belofte wat die onderpand is van sy beloftes. Daai beseeling is die verseeling van die Heilige Gees, die besnydenis is die beeld van die beseeling van die Heilige Gees. Wat gebeur? Toe Abraham dit ontvang, 3 maande, toe staan Sara swanger. My en jou grootste uitdaging is om die gesag, die lewe, die genesing, die voorsiening, die beskerming, die alles te ontvang wat God vir ons gee, maar ons vlees is in die pad. Ons vleesdenke is in die pad. En die besnydenis van ons harte is die plek waar God se Gees die geleentheid kry om al die inligting, die volheid wat van God se Gees in my woon, om al die inligting oor te dra na my denke toe. En soos wat ek verander in my denke, word ek verander in die vernuwing van my gemoed. Paulus sê, sodat julle kan beproef, sodat julle bewys kan lewer, sodat julle lewe bewys kan lewer, dat God se wil goed, welgevallig en volmaak is. So dan sien ons, dat God se wil is goed, en ons kan nie sê, God is in beheer, as ons na hierdie wêreld kyk en na die gemors kyk wat hier aangaan nie. Die enigste beheer waarvan ons nou praat, is die beheer van God se Gees, die beheer van die besnydenis, die beheer van die inspraak van God se Gees, deur my lewe, waardeur hy my gebruik, om te heers oor die skepping van hom. Vader, ek dankie vir hierdie wonderlike woord, dankie vir Here dat U ons kom bemagtig het, en dat ons kan toelaat dat U in ons die werk doen, in ons die verandering bring. Here, dat ons onsself tot U beskikking kan stel, om deur ons die koninkryk, U koninkryk op aarde te vestig. Daarvoor eer ons U in Jesus naam. Amen. Amen.